Daar sê julle goeiemôre en welkom terug op die lig. Ons is live op in en om Weskus op His Vision en op Gaan Groot Radio en ons gesels met pastoor Adrie. Goeiemôre, hoe gaan dit met jou Marie? Dit gaan wonderlik. Ons is geseënd en dit is alweer vir my voorreg om vandag hier saam met julle te wees. Vandag wil ek met julle gesels dat God stel nie belang daaraan dat ons net moet oorleef nie. En ek wil nou gewoonlik begin ek met 'n storie, maar hierdie week is 'n storie in ons huis, want ons het 'n worshond vir wie ons baie lief is. Ek sê altyd ons spot, ons sê Lila is soos 'n mens in die huis, sy moet nog net Afrikaans praat. Maar Lila se ruggie het seer gekry en sy is verlam in haar onderlyf. En weet julle wat, terwyl ek my hond so dop hou en ek sien haar beentjies werk nie en sy sukkel en hoe onbeholpe sy nie kan vorentoe gaan nie. Sy kan ook nie agtertoe gaan nie. En ons het dan nou by die veearts en alles wat die dokter sê en verduidelik dat die kussentjie agter in Lila se rug veroorsaak dat daar nie 'n koneksie is na haar spiertjies nie. En weet julle wat, toe ek hierdie storie hoor en ek kyk hoe my hondjie sukkel om te beweeg en hoe onbeholpe sy is, toe dink ek vir myself, as ek hierdie moet vergeestelik, is dit nie soms hoe ons as kinders van die Here ook lyk nie. Sy swaai nog haar stertjie, sy blaf, sy eet, sy drink haar water, haar oogies is nog net so rond en knip nog steeds soos altyd. Alles is net soos ons vir Lila ken, behalwe sy kan nie loop nie. En sy het geen beheer oor haar agterlyf nie. En dit het my toe laat wonder, geestelik, hoe is dit en hoe lyk ek? Is ek 'n Christen wat se bene lam geword het? En ek wil graag vir julle die skrif lees, wat vir my so uitgestaan het toe ek daaraan gedink het, en mens lees dit in Hebreërs 12 vers 12 tot 13 wat sê, versterk daarom die slap hande en die lam knieë, en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat lam is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak kan word. En weet julle wat, toe begin ek vir myself vra, want wat is dit in ons lewe, wat is dit in my lewe, wat veroorsaak dat ek uit lid raak, dat ek nie kan vorentoe beweeg nie, dat my 2 bene kan lam word. En die vraag wat ek gevra het is, weet, gelowiges kom kerk toe, hulle sing die liedere, hulle lees hulle Bybel, hulle bid selfs, en hulle het geloof. Hulle het geloof, daar is 'n mate van geloof, maar baie van die mense se bene is lam, en daar is iets wat kort. En weet julle, daai iets is die teenwoordigheid van ons heilige Here Jesus en sy Gees. En hierdie week het ek 'n pragtige vers gekry in Psalm 8 wat die volgende lees, van U sê my hart, soek my aangesig, ek soek U aangesig, o Here. En hierdie aansig en teenwoordigheid is lewensbelangrik, want sonder dit het ons lam bene. Nou kom ons kyk na 'n paar goeders wat vir mens lam bene kan gee. Dat jy lyk, jy blaf, jy eet nog dieselfde, maar jy kan nie vorentoe nie. En kom ons vra onsself ook vandag hierdie vrae. En die vraag wat ek neergeskryf het was, het ek iets in my geestelike lewe wat uit posisie geraak het? Het ek uit lid uitgegaan, soos daai ruggie uit lid uitgegaan het? Dan my verbinding met my hart en die Gees van God, is daar nog 'n verbinding? Jy weet, hoe toets ek dat daar 'n verbinding is tussen my en die Heilige Gees? Is dat ek wil die Here Jesus nommer 1 stel in my lewe, en daarom maak nie saak my omstandighede nie, maak nie saak wat om my gebeur nie, ek is daar om hom te verheerlik, nie myself nie. En dit is soms moeilik. Soms vererg jy jou, soms is jy moeilik oor 'n situasie, soms is jy frustreerd. Ek het nou die dag iemand wat na my toe gekom het en vir my gesê het, my grootste probleem is, ek het 'n frustrasie. Ek raak nie ontslaaf van 'n frustrasie nie. Maar weet julle, dis alles wat ons lam bene gee geestelik. Dan as 'n mens onvergewensgesindheid in jou hart toelaat, en daaruit kom so baie goed, daaruit kom bitterheid,
Dit vat jou glimlag weg, dit vat jou vreugde, dit vat jou vrede weg. As daar vandag iemand is wat jy moet vergewe, en wat jy moet laat gaan, en sê, goed, ek kan nie hierdie ding beheer wat hierdie persoon aan my gedoen het nie, maar ek kan juist dit beheer, dat ek nie lambene kry nie, om te sê, Here, help my, dat ek nie iets teen daai persoon sal hou nie, maar dat daai persoon deur u hande gaan, en sit hy pakkie in Jesus se hande. Die ander ding wat ek gedink het, ons sleep onsself agterna soos Lila haar bene sleep. Ek wens julle kan sien hoe onbeholpe sy is. Dis nie lekker om dit te sien. Jy moet haar help, jy moet haar agterlyfie optel. En al wat dit nou gaan regmaak is geloof dat dit gaan regkom en ook dat 'n mens vir haar moet laat rus en haar moet help. En so kom die Heilige Gees en hy help ons. En dis hoekom ek hierdie boodskap begin het, dat die Here is nie daar dat ons net moet oorleef nie. Ons hoef nie in hierdie goed vasgevang te word nie. Ons hoef nie te wonder, kan ek loskom van goed nie. En weet julle wat, miskien is daar 'n dieper dinge, soos 'n jaloesie. Miskien is daar 'n dieper ding van, jy het iets teen iemand en jy wil wraak neem, en daar kom 'n haat, of daar wil iets in jou hart opstaan, wat die konneksie verloor met die Heilige Gees. Dan wil ek jou vandag aanmoedig. Moenie toelaat dat jy lambene kry nie, maar laat die Here hierdie goed vir jou uitsorteer. Die goeie nuus is, dat God stel belang, en dat ons in oorwinning moet leef. Hy wil nie hê ons moet net oorleef nie. En ek wil graag vir julle vra, wat is daar wat in jou lewe is, wat uit posisie is, uit lid uit is, wat dit van jou ontneem, van jou steel, want dit is iets kosbaar wat ons moet voorbeklei, dat ons nie lambene kry nie. Dan, God het 'n begeerte om ons te herstel, om ons te genees, om ons in oorwinning en 'n nuwe kragtige dade te stap, deur hom wat deur ons werk. Nou wil ek vir jou vandag ook vra, het jou gebedslewe ontkoppel geraak? Het onvergewensgesindheid jou hart uit posisie gebring? Het dit teleurstelling in jou geloof jou uit lid uit laat gaan? Het sonde jou wandel met God onderbreek? Het jy blote vorm godsdiens aangeneem, om te sê, ja, ek gaan kerk toe, ja, ek sing die lied. Weet julle wat, daar's niks so lekker, as om jou hande in die lug te sit, en te sê, Here, ek wil u loof, en ek wil u prys, en ek wil u vreugde in my lewe beleef. Maar ons staan soos mense met lam arms, en lam bene, in plaas van dat ons dit wat ons uitgiet as 'n lofoffer, ons net so terug sal ontvang vir die Here. Daar was 'n tyd in my lewe wat iemand vir my gesê het, 'n mens kan nie jou hande oplig na die hemel toe, of na die Here toe, as jy nie heilige hande het nie. En weet julle wat, ek dink daar was so 'n bietjie van 'n verdraaiing daarin, want die Here soek nie hierdie perfekte persoon vir hom nie. Hy soek 'n persoon wat sy hart in hom gegrond is, en hy doen die werk van perfeksie. So steek jou hande op, want God is dit waardig. Ons is dit dalk nie waardig nie. En dit wat jy uitgiet voor die Here, of dit nou is in jou emosies, of dit is in jou finansies, of dit is in jou geloof, in jou vriendskappe, en hoe jy getuig van hom, jy sal dit meer terug ontvang in vreugde en vrede. So ek wil julle graag vandag aanmoedig om te sê, gaan vorentoe. Maak hierdie dinge reg wat julle bene verlang. En moenie soos Lila, wat absoluut onbeholpe vorentoe weer en afhanklik geword het van hulp. Onthou, die Here is daar om ons te dra. Ons moet net bereid wees om te stap in daai gehoorsaamheid en wonderwerke kan gebeur. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons in geloof vanoggend kan kom en sê dankie dat u vir ons die krag gee en in staat stel om ons bene te kan gebruik, ons geestelike bene,
Here, en dat enige ding wat verhoed, dat ons verlam is en daai koneksie met U verbreek. Here, dat U dit dadelik uit ons harte uit sal kom haal, dat ons dit vir U sal gee, Here, sodat ons met vuur en vlam U kan dien en 'n verskil maak in hierdie wêreld. En Here, as daar enige iemand is wat vandag luister, wat nog nie hulle hart vir U gegee het nie, wat nog nie ervaar het hoe mense in oorwinning kan lewe nie, wat nog nie ervaar het, Here, dat hulle kan verlos wees van hulle lam bene nie, Here, wil ek vandag spesiaal kom bid vir daai mense wat luister, dat U met hulle sal werk, dat hulle harte sal oopstel vir U vandag, en hulle sal sê, Here, ek wil my lewe van vandag af in U hand plaas, en Here, dat U vir hulle sal bekragtig, en vir hulle by die plekke uitbring, waar hulle kan groei, en kan vorentoe gaan. Ook so vir ons as gelowiges, baie keer dan stagneer ons, Here, in die geestelike dinge, waar U vir ons 'n lewe wil hê van oorvloed, nie net oorleef nie. Kom, Here, en kom werk in ons harte, in Jesus naam, amen. Amen. Baie dankie julle, dit was heerlik. Ek het baie goeie nuus, Marilee, en dit is, ons het 'n Vrouedag konferensie, maar ons hou dit eers die 5de September, en aangesien dit so 'n lekker vroue maand is, gee ons julle nou al die vroue dinge om te kan doen, en nog net so 'n cherry op die koek, en dit is His Vision at Best in Hallelujahs 2026, ons het kragtige sprekers, mense wat julle in geloof gaan stig, praktiese raad gaan gee, die tema is Arise, dis vroue wat opgestaan het, en kan getuig dat hulle van 'n plek was van lambene, na 'n plek van oorwinning. En ek wil julle aanmoedig op ons Facebookblad, His Vision West Coast, is die advertensies, en julle kan ook julle kaartjies bespreek, of vir inligting vra op my selfoonnommer 082 600 8969. En dan natuurlik, het ons 'n wonderlike 2 dienste, Sondag, is om 8:30 Afrikaans, en 10:00 is die Engels, met ons Lighthouse Kids. Julle wil julle kinders bring. Ons het onderwysers wat regtig ware hart het vir ons kinders. Hulle bid vir die kinders, en ons ken ons kinders, en dit is vir ons so lekker om te sien hoe hulle geestelik ook kan groei, en Jesus kan leer lief hê. Nie net 'n oppasdiens nie, maar 'n diens wat mens leer om Jesus lief te hê. Ek hoop ek sien julle by al hierdie geleenthede. Baie seën, en onthou, kry die koneksie en behou die koneksie met hierdie kosbare skat wat ons het, die Heilige Gees, sodat ons met hardloopbene kan vorentoe, nie lambene kan bly sit nie. Amen. Dankie, Audrey.